Goeiedag geliefdes, voorwaar vir my wonderlike voorreg om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En ons is besig met daardie lang Psalm 119. Ons het laas met mekaar hanteer die 101ste vers. En ek gaan vandag met u verder na die 102de vers toe. Maar ek wil graag die 101ste vers weer vir u lees. Geweldige woorde wat die psalmis gesê het. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het gesorg dat my weë volgens u woord is, ek het op my weë gelet, en ek het by geen verkeerde of goddelose pad gewandel nie. Psalm 1 sê dit dan vir ons, hy wat nie sit en nie staan en nie wandel in die weg van die goddelose en die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink die wet van die Here dag en nag. Hy sal wees so 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd, en waarvan die blare nooit sal verwelk nie. Nou gaan die psalmis aan in die 102de vers. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Dit is 'n geweldige uitspraak as hy dit ook om sê. Here, ek het my verbonde gemaak aan u woord. Ek het gebuig onder die gesag van u woord. Ek het my lewe aangepas by u woord. Ek het gehoorsaamheid aan u woord in my lewe eerbiedig. Geliefde, dit is 'n geweldige ding as ek vinnig dinge sê. Maar dink net aan die een wat ek gesê het, ek het my lewe aangepas by u woord. U woord was die basis waarvolgens ek lewe. En as ek u woord gelees het en daar was iets in my lewe wat God nie behaag het nie, of wat die Here nie 'n behaag in het nie, het ek my daarvan bekeer. Ek het my voete terughou van elke verkeerde weg. Ek het u verordeninge daarvan nie afgewyk nie. 'n Mens dink onwillekeurig daaroor die uitspraak van die apostel Paulus, as hy kom praat oor sy wandeling met God, en daar wel in die Filippense, die 3de hoofstuk, u ken dit so goed, verse 12 en vers 14. U sien, geliefde, ek het nie net gehoor nie, maar ek het gedoen. En ek wonder baie keer of ek en jy nog 'n visie het in ons geestelike lewe waarheen ons op pad is. Die apostel Paulus het 'n baie definitiewe visie gehad, en hy het iets gehad waarna hy jaag, en waarna hy strewe. Luister saam met my Filippense 3 vers 12. Nie dat ek al volmaak is nie. Hoor u waarheen hy kyk? Hy kyk na volmaaktheid. Hy kyk na absolute wandeling met God. En hy kyk na 'n toegewyde lewe aan God. Nie dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Die 14de vers, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus, ons Here. Hoor u die woorde? Ek vergeet wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek jaag daarna om die doel te bereik. Ook daar in 1 Korintiërs die 9de hoofstuk, vers 27, van die 24ste vers praat Paulus, ons is almal in 'n wedloop. Ons hardloop almal om daar die onverwelklike kroon van heerlikheid te ontvang, die laurierkrans wat om jou nek gehang sal word as 'n oorwinnaar. Daarom slaan ek met die vuis in die lug, nie asof ek na iets slaan wat nie bestaan nie. Maar dan sê in vers 27, ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. U sien, as die psalmskrywer sê, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, as hy sê, ek het my voete teruggehou, dan sê ek 'n dissipline in my lewe toegepas, volgens die woord van God en die inspraak van God in my lewe. Geliefdes, daar in Handelinge 5 vers 32 is 'n mooi woord. Die Heilige Gees wat hy gegee het
aan die wat hom gehoorsaam is. Die Heilige Gees van God wil in u en my lewe al hoe meer werk. Jakobus 4 vers 5 sê dit so mooi, met jaloersheid begeer die Gees van God wat in ons woon. Hy is gegee om ons in die volle waarheid van God in te lei, om Jesus Christus in ons te verheerlik en ons te bring tot die volle grootte van die volle mate van Christus. Daarom groei en vooruitgang in die Here is absoluut daaraan verbonde dat ek sal doen wat God se woord vir my sê en dat ek by God se woord sal bly. Dat ek 'n visie sal hê waarheen ek op pad is en wat ek wil bereik. Ag, daar in 2 Korintiërs het ons 'n geweldige woord. As die apostel Paulus kom praat oor die werking van God in ons lewe. Hoor wat sê hy? Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus Christus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggame openbaar kan word. Die lewe van Christus in ons liggame openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame openbaar kan word. Ek dink onwillekeurig weer aan daardie woorde van 'n oorlede professor Johan Heinz, wat gesê het, God het geen liggaam gehad, waardeur hy homself aan hierdie wêreld kon betoon het, toe stuur hy Jesus. En almal wat Jesus aanskou het, het God aanskou in hom. En dan maak hy 'n uitspraak. Die Heilige Gees het gekom en Jesus is na die hemel opgeneem. Hy het die Heilige Gees gestuur om aan ons as gelowiges te lewe, sodat as die wêreld na ons as gelowiges kyk, dat hulle God sal aanskou, net soos hulle hom in Jesus Christus aanskou het. Dat ons sal kom tot die volle grootte van die volle mate van Christus, dat Jesus Christus in jou en my lewe elke dag openbaar kan word. 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Want God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Ons is 'n aangename geur. Ons het 'n getuienis wat ons aan die wêreld moet uitlewe. Ons is immers die lig van die wêreld en die sout van die wêreld. Ek en jy te roeping. Here, ek het myself vasgemaak aan u verordeninge. Ek het my vasgemaak aan u woord, om u woord in my lewe tot uitvoer te bring en die Here onse God deur my lewe te verheerlik. Geweldige woorde, geliefde. Groot woorde. Here, ek het vasgemaak aan u verordeninge. U het my geleer. Dit wat u vir my gesê het, het ek in my lewe gedoen. Die Here Jesus het so mooi woord in Johannes 17 as hy sy hoëpriesterlike gebed bid. En hy sê vir die Vader hierdie woorde: alles wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen. Ag, as dit van jou en my lewe 'n waarheid kan wees. Alles wat u vir my gesê het, het ek gedoen. Ek dink aan die woorde van die Here Jesus op 'n stadium as hy sê, julle noem my Here, Here, en ek is dit, maar julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here, Here, en ek is Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Ek dink aan Maleagi, die eerste hoofstuk, as Maleagi daar kom praat, en hy sê, in die eerste hoofstuk, vers 6, hierdie woorde: 'n seun eer die Vader, en 'n knegt sy Heer. As ek dan Vader is, waar is my eer? As ek Here is, waar is die vrees vir my naam? Ek wonder of ek net weer vir jou kan herinner. Jy kan hom nie Here noem, en in enige aspek van jou lewe vir hom sê, nee nie. As hy Here is, dan moet jy altyd voor hom buig, en elke antwoord in jou hart moet wees, ja, Here,
Jy kan nooit sê, nee, Here nie. Want dis 'n kontras met mekaar, dan is hy nie Here nie. Soos die spreekwoord sê, if he is not Lord of all, he is not Lord at all. En dis die groot vraag wat ek in my eie lewe moet vra. Is hy Here? Kan ek saam met die psalmis sê, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Ek het gedoen wat u vir my sê. Ek was gehoorsaam aan u woord, en ek het gelewe volgens wat u woord vir my sê. Daar in Handelinge die 13 hoofstuk vers 22 is daar net so 'n mooi woord wat ek met u wil deel. Hoor wat sê, Handelinge 13 vers 22 sê, God het vir hom 'n man na sy hart gesoek, wat al sy welbehae sal doen. 'n man na sy hart, wat al sy welbehae sal doen. Wanneer ek hierdie woorde lees, dan is daar 'n hinkering en 'n sugting in my hart om te sê, ag Here, ek wil daardie man wees. Ek wil daardie vrou wees wat God sal behaag. Kom ons kyk na Psalm 119 vers 3. Hoor die psalmis se woorde, hoe soet is u beloftes vir my, vir hemelte. Meer as heuning vir my mond. Ek wonder of dit ook in jou en my lewe 'n uitspraak is en 'n verklaring wat ons teenoor God maak. Here, hoe soet is u beloftes vir my. Dit troos my, dit bemoedig my, dit versterk my, dit gee my moed wanneer die lewe se aanslae teen my kom, wanneer ek in nood is, wanneer ek in krisisse is, dan kan ek terugval op die beloftes van God. Wat God gesê het, kan ek aan vasgryp, want hy's 'n waarmaker van sy woord, en sy beloftes is ja en amen. En dat ek deur die woord van die Here so gevoed en opgebou sal word, dat ek sê, Here, hoe soet is u beloftes vir my. Soms voel jy al verlate, voel jy alleen, voel jy asof jy uit hierdie wêreld wil ontsnap, want die druk is geweldig groot. Om dan van God te hoor, soos Jesaja die 41ste hoofstuk vir sy volk sê wat in ballingskap is. Hulle kry swaar, hulle is onder 'n vyand vasgevang. Maar dan kom die profeet Jesaja deur die Heilige Gees geïnspireerd en sê vir die volk hierdie woorde. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van die uithoeke geroep het, en ek het vir jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en so nietige ding. Die manne wat met jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wat 'n belofte. Wat 'n bemoediging. Wanneer ek in die diepste van nood is, wanneer ek te neergedruk voel, wanneer ek neergeslaan is deur omstandighede, wanneer ek ontmoedig is en alleen voel, om dan hierdie belofte van God onder my voete te kry en te sê, maar God het 'n ewige liefde vir my, wat nooit sal vergaan nie. God is saam met my, God weet van my. Al die aanslae in die lewe kan my toe kom, en daar is net twee woorde wat 'n radikale verskil maak, maar God. Maar God maak die hele verskil aan elke lewensomstandigheid wat ek het, want as God met my is, wie kan teen my wees? Ag geliefdes, daar is woorde wat ek baie swaar kan uitspreek, want ek verstaan dit nie. As die Here kom sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As die Here sê, jy is soos my oogappel.
As die Here vir ons sê, kom sê, jy's kostelik in my oë. Hooggeag en ek het jou lief. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. En dan maak hy 'n uitspraak wat vir my te groot is. Hoor net wat sê Sefanja, die 3de hoofstuk vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Hoe kan God so iets van my sê? Hoe kan God so oor my voel? Ek ellendige mens, ek klein ou weesiekie, wat so dikwels teleurstel, maar die hart van God is met my. En hierdie verordeninge van u, hierdie beloftes wat u vir my gegee het, is soet vir my verhemelte. Dit bou my op, dit bemoedig my, dit versterk my wanneer die aanslag na my toe kom. Dit is vir my soeter as heuning in my mond. Geliefdes, kan ek vandag vir jou sê, God is met jou. Kan ek vandag vir jou sê, God wil jou seën. Kan ek vandag vir jou sê, God se hart en God se hand is vir jou oop. Ag, daar in Psalm 105 is daar ook 'n woord wat my aangryp. Psalm 105 en wel die 19de vers. Hierdie woorde, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die Here het hom beproef verklaar. Wat 'n woord! Die woord van God het my beproef verklaar. Here, ek het nie afgewyk van u woord nie. Ek het my voetstappe gehou binne die weë van die Here. Ek het die beloftes van God geglo en in my hart gebere toe dit met my swaar gegaan het. Aanslag onder Saul, aanslag onder Absalom, aanslag onder my vyande. Watter aanslag ook al, Here, in die tye van my benoudheid was u daar deur u woord. Hier is 'n baie belangrike beginsel. Ek moet die woord van God lees. Ek moet die woord van God bestudeer. Die Psalmis het gesê in die 9de vers, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hy het gesê in die 11de vers, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur dit hou na u woord. Hy het gesê in die 105ste vers, u woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Ek en jy moet tyd spandeer om God te ontdek. Deur die Bybel, deur die lees van God se woord, om die verordeninge van God te hoor. Want hoe sê die Psalmis, Here, my voete te terughou van elke verkeerde weg, dat ek u woord kan bewaar. Ek het u verordeninge nie daarvan afgewyk nie, want u het my geleer. Ek het gehoor wat God sê. Ek het sy woord bestudeer. En ek het daardie woord in my hart gebere, om daarvolgens te lewe. Ek wil weer vir jou sê, God het vir jou ongelooflik lief. God het sy woord vir jou en my gegee, dat ons daaruit versterk en bemoedig kan word. Geliefdes, jou enigste weerstand teen die Satan is die woord van God. Toe die Here Jesus versoek is, het hy bloot gesê, daar staan geskrywe. In Efesiërs 6, as ons praat oor die geweldige aanslag, wat teen jou en my is, ewige aanslag van die Satan, dan sê neem op die swaard van die Gees, dit is die woord van God, waarmee jy kan veg en oorwinning behaal. Ek het gehou by dit wat u vir my gesê het. Ag, as ek aan my eie persoonlike lewe dink, dan dink ek aan daardie dag toe God my geroep het. Ek het niks gehad nie, maar God het vir my geroep om te gaan studeer, eerstens in die Kaapsending. Ek het nie met geen vermoë om my studies te betaal nie, ek het nie 'n inkomste nie, maar God stuur my. Elke sent van my studies is betaal, ek weet nie hoe nie, ek weet nie deur wie nie.
na die teologiese fakulteit waar ek gestudeer het. Ek weet nie wie het vir my betaal nie. Ek weet nie hoe is my studies betaal nie. Al wat ek weet is elke keer is gesê, iemand het vir jou op jou rekening inbetaal. So met my die Here het in alles net voorsien. Hy het geroep. Ek sal nooit die woorde van my swaar vergeet. Toe hy daar in die Kaap deur die Here ook geroep is, in die werk van die Here, en hy geen finansiële ondersteuning gehad het nie. Maar toe hy die aand sy bed oopmaak en sy kussing optel, toe lê daar 'n R2 nooitjie. Daai tyd was nog 'n noot op sy kussing, of onder sy kussing. En daardie R2 noot het vir hom gesê, ek sal vir jou sorg. God het iemand gestuur, wat gehoorsaam was en 'n R2 nooitjie onder sy kussing gesit het, om vir hom hierdie bemoedigende woorde te gee. Ek wat jou geroep het is getrou, ek sal jou deurdra, en God het dit ook so gedoen. Daarom, geliefde, Here, ek het my voete terughou van elke verkeerde pad, dit wat ek weet wat verkeerd is, dat ek u woord kan bewaar, dat ek nie in ongehoorsaamheid teenoor die lewe nie, ek het van u verordeninge wat ek van kennis neem nie afgewyk nie, want u, geweldige woord, want u, God het vir my gesê. Ek wonder wat beteken hierdie woord vir u as ek sê, want God het vir my gesê. Of daar 'n vrees en 'n toewyding en 'n eerbied en 'n gesag in my hart ontstaan om te sê, dis nie 'n mens wat met my praat nie, God het vir my gesê. En as God vir my sê, wat is my verantwoordelikheid teenoor die allerhoogste God wat met my praat? U het my geleer. En mag jy ervaar, hoe soet is u beloftes vir my. Hoe soet is dit vir my verhemelte. Ek smaak en ek sien dat God goed is. Ek het gesmaak. Ek het gesien hoe God vir my voorsien. En tot op hierdie dag van tot vandag, 50 jaar plus in die bediening, het God nog altyd vir my gesorg. Ek smaak die goedheid van God. Ek beleef dit. Dit word in my lewe 'n realiteit. En dit is vir my soeter as heuning vir my mond. Dit wat God vir my doen is die kosbaarste, wonderlikste kleinoot wat ek ooit het. Kan ek vir jou weer neem na die woord van die Here? Dat daar die bekende gedeelte in Romeine 8 en om saam met jou lees. Hoor net hierdie woorde. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Jou geweldig, nee. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar God, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging bring teen uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is. Om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker, wat 'n woord, ek is verseker, dat geen dood of lewe, engele of owerhede, magte of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is. Hoe mooi is Psalm 34 vers 20. Menigvuldiglik is die teëspoed van 'n regverdige, maar uit die almal sal die Here hom verlos. Geliefde, God sal jou nooit laat ondergaan
as jy op hom hoop nie. Hoor net hoe mooi, en dan toets jy jou eie lewe. Geen versoeking het jou aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nooit sal toelaat, dat jy bokant jou kragte versoek word nie, maar saam met elke versoeking, gee hy jou die uitkoms, dat jy dit kan verdra. As jy op hom steun, as jy jou voet terughou, as jy indelf in die woord van God, as jy jou verlustig in die Here, sal jy net vooruit gaan. Daar is ons jou koortjie, wat die kleerlinge so mooi gesing het. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bybel en vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. Here, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde pad. Here, ek het vasgemaak aan u woord, wat u vir my gesê het. Here, ek verlustig my in u woord, dit is soet vir my verhemelte, meer as heuning. Ag geliefde, kan ek vir u sê, daar in Hebreërs 13 vers 8, onse God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Kyk na God wat hy gedoen het in die Ou Testament. Kyk na wat Jesus Christus gedoen het. Hy is dieselfde God. Hy het nie verander nie. Maleagi 3 vers 6 sê, ek, die Here jou God, het nie verander nie. Dit was Dawid se oorwinning oor Goliat. Toe hy Goliat sien, toe sê, ek ken my God. Hy het my gister gehelp, toe ek in die probleme was. Toe die ongediertes my skapies wou vang en wou doodmaak, het God my met krag bekragtig en ek het hulle almal uitgewis. Ek ken my God. Daarom Goliat, al is jy hoe groot, ek kom na jou toe in die naam van die Here my God. En vandag sal God jou in my hand gee. As jy jou God ken, dan kan jy met vertroue en vrymoedigheid beweeg, om te weet, as God dan met my is, wie kan teen my wees? Geliefdes, kom neem die beloftes van God. Geliefdes, kom wy jou lewe aan die allerhoogste God. Hou jou voete terug van elke verkeerde pad, sodat jy getrou aan God se woord sal lewe. Dat jy sal doen wat God vir jou in sy woord sê, dat jy ontzag sal hê vir alles wat God in sy woord sê, want dis God wat praat, dis God wat deur die Heilige Gees met jou deel, en dat sy woord tog maar weer vir jou en my, soet in ons verhemelte sal word, soeter as heuning. Ek bid vir jou, die Here se rykste seën toe. Ek bid dat jou vooruitgang in die Here vir almal duidelik sal wees. Ek bid dat jy 'n man en 'n vrou sal wees na die hart van God. Bid dit ook asseblief vir my, dat my verhouding met God sal wees, dit wat God welbehaaglik is. En ek sluit weer met Kolossense 1 vers 10, dat ons waardiglik mag wandel voor hom, en in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Waardiglik voor hom mag wandel. O, mag die Here jou help. Mag hy my help dat ons belewenis en ons lewe met God vir ons 'n ongelooflike ervaring sal wees, en dat ons sy beloftes sal opeet. Dit soet sal wees vir die verhemelte, en dat ons verlustig in die Here. Dan sal hy ons gee die begeerte van ons hart. Mag die Here vir u ryklik seën. Mag u God beleef. Ja, ek wil dit sê soos die Heidelbergse Katekismus gesê het, mag jy God geniet. Die Here seën vir u ryklik, totdat ons weer saam met mekaar praat. Goeiedag vir u.